Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend, nee, is die 6de Maart, die jaar 2026. My naam, Daniel Gerberman, is weer lekker, want dit is Vrydag, is naweek, nee. Nee, ons is opgewonde, want Jesus is koning, hy is die Here en daar is niemand soos hy nie. Halleluja. En vandag gaan ek en jy 'n bietjie gesels oor vergifnis. Oepsie, eina. Nee, daai is nogal 'n moeilike ene om te vergewe, om vergifnis toe te pas, is nie altyd maklik nie. Maar my boetie en sissa, vandag wil ek ernstig praat oor vergifnis. Want ek en jy moet mekaar kan vergewe. Ek en my vrou praat vanoggend, jy so 'n bietjie daar, toe ons daar in die badkamer is en ons bad en ons stort en trek aan en goeie. En ons praat so oor die ou koeie. Ons is mos so geliefd om die ou koeie uit daai sloot uit te haal en dan gooi ek jou met jou verlede, né? Want ek het nog nie vergifnis gekry daardeur nie. Ek het jou nog nie vergewe vir wat jy gedoen het nie. En dan loop jy met daai goed rond. Jy weet, en dan verander daai onvergifnis verander in bitterheid en man, jy is net 'n suurknol. Mense kan nie eens met jou praat nie, want jy is so verbitterd in jouself dat jy kom dit nie alself agter nie, maar jy's 'n bitterpil, né? Mense sal ook sommer vir jou sê, man, joh, jy's 'n bitterpil, want jy loop met daai onvergewensgesindheid en om met onvergewensgesindheid rond te loop en jy kan nie vergewe nie, wil ek eintlik vir jou sê, is jy so ver van God af. Jy is so ver van God se liefde af, omdat jy met daai haat loop, jy loop met daai bitterheid. En wat sê God se woord vir ons oor bitterheid, oor vergifnis en vergewe mekaar? Kom ons gaan lees. Ek het so 3 stukke hier in die Bybel, daar's baie meer, maar ek het so 3 stukke wat ek gaan deel. Efesiërs 4 verse 32, hy sê, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Wow. En dit kom baie keer en dan bid ons, nie? Want ons is so heilig en goed, Here, vergewe my sondes, maar daar's nie 'n manier nie. Ek sal nie daai persoon vergewe nie. Dit wat hy of sy aan my gedoen het, ek sal hom nie vergewe nie. Maar ons verwag God moet ons vergewe vir wat ons gedoen het. En die Here sê baie duidelik, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Die volgende gedeelte is in Kolossense 3, vers 13 sê, verdra mekaar, vergewe mekaar as die een teen 'n ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En dit kom op my gedagtes op, dat 70 maal 7, vergewe mekaar. Petrus het die Here hier gevra, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy teen my sondig? En die Here sê toe vir hom 70 keer. 70 maal 7, daagliks. Dit is hoe baie vergifnis vir die Here beteken het. Hoekom kan ek en jy dit nie toepas nie? Ons sê, ons wil leef soos Jesus, ons wil hands extended wees, maar daar's nie 'n manier nie. Ek sal jou nie vergewe vir wat jy gedoen het nie. Daar's nog 'n gedeelte, Hebreërs 8 verse 12, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. En ek kry hierdie gedeelte en ek wil dit graag met julle deel. Vergifnis bevry jou hart. Dit bevry nie die ander persoon nie, dit bevry jou. Ek moet iemand anders te kan vergewe, sodat ek vry kan word. Hy sê verder, om vas te hou aan wrok en bitterheid, hou jou vas in pyn. Vergifnis is nie om goed te keer wat verkeerd gedoen is nie, maar om jouself vry te maak van emosionele las. God verwag dit van my en van jou. Die Bybel sê vir ons, wees vriendelik en vol deernis teenoor mekaar, vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Wanneer jy vergewe, weerspieël jy God se genade. Vergifnis bring genesing en vrede. My boetie en sussie, ek en jy het 'n keuse. Gaan ons mekaar vergewe? Of gaan ek met daai ou koeie rondloop vir die res van my lewe en jou pak slaag gee en jou lewe probeer mislik maak en al die tyd maak ek my eie lewe mislik om met daai goed rond te loop? Kom ons raak ons slaaf van dit. Kom ons vra die Here om ons te help. En die Here sê,
As jy nie jou broer kan vergewe, jou vrou, jou kind, jou wat kan vergewe nie, hoe kan jy verwag dat ek jou moet vergewe? So kom ons dink 'n bietjie daaraan. Amen. Kom ons bid saam. Aba Vader, Here, ons loof, prys en eer u groot en heilige naam. Here, vandag is 'n groot woord gewees, vergifnis. Here, en baie mense sukkel met vergifnis. Help ons daarmee, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie naweek. En as jy iemand moet gaan vergewe, doen dit in Jesus naam. God bless.